Hallo julle, so vandag vir hulle stel die debiteure grootboek en die debiteure lys van Marna se markie vir Oktober 2025 op. So hulle gee vir jou die saldo's wat hulle die vorige maand geskuld het, dan gee hulle jou KOJ, hulle gee jou DJ, hulle gee jou DAJ. So, dan hierso. So hoe 'n debiteure grootboek werk is, jy gaan ook altyd eerste die besigheid se naam skryf. So, dit is Marna se markie vir Oktober 2025. Okay, so nou hierso gee hulle vir jou debiteure grootboekrekeninge en dan hierdie is jou debiteure lys. Nou hierso is plek vir 4 debiteure grootboekrekeninge, maar as jy mooi kyk, ons het net 3 debiteure. So jy gaan eerste om hulle name hier bo op die lyntjie wat hier is te skryf. So ons gaan sê E. Jacobs en sy is D1, net soos wat julle ook kan sien daar, sy is D1. Dan is dit B. Malan, dan is dit D2 en P. Smit en hy is D3. So, dit is wat 'n mens gewoonlik eers mee begin. Jy kan ook eers begin om jou saldo's oor te sit, van hoeveel skuld hulle nog. So, dit is altyd, net soos met die algemene grootboek, as jy 'n saldo oorboek, dis die eerste dag van die maand. So, ons gaan daar sê, Oktober, en is die maand, die dag is die eerste, en dan sê jy nie saldo nie, jy sê rekening gelewer, afgebring, en dan gaan jy dit daar onder saldo sit. Jy skryf nie onder debit of krediet nie, jy skryf dit onder saldo. So R2100, is doen dieselfde met B. Malan. Afgebring, en dit is R3000. En hierso is dit Oktober, eerste. En dan is die saldo hierso R2200. Okay, so jy begin altyd eerste deur dit te doen. Nou, die maklikste wat dit kan wees, want nou moet jy elke debiteer, al hulle skuld as hulle afbetaal het, alles nou onder mekaar sit. So dit kan dalk help vir jou om, byvoorbeeld, ons gaan sê, ons gaan Elsabie Jacob se goed, ek gaan dit net vir myself highlight, net dat ek weet, dit is daar, sy het tot R2000 betaal, hierso, het sy op die 15de nog op skuld gekoop, en so op die 13de sy afslag gekry, sien julle hierso ook amper die 21ste gemis. Okay, net om vir myself te highlight dat as ek nou dit gaan oorboek, dat ek weet ek het al haar goed. So, nou gaan ons eers haar rekening doen. So nou moet jy kyk, elke transaksie moet in die volgorde wees van wanneer dit, soos volgens die dae. Hier is die 22ste, hier is die 15de, die 21ste en die 13de. So die 13de moet eerste kom. Okay, nou, ek gaan net eerste hierso vir julle neerskryf. Onthou, as 'n rekening meer word, as hulle meer op skuld koop, die debiteure kontrole word meer aan ons,
debietkant en minder aan ons kredietkant. So sit so lank daai plus en daai minus vir jou in, dan weet jy dat as jy dit nou gaan invul, dan weet jy doen dit reg. So, die eerste een is op die 13de. Nou by besonderhede. Ons gaan sê, jy gaan die brondokument sê met sy nommer by besonderhede. So, hierso by die debiteerde afslagsjoernaal is dit kredietnota. So jy gaan sê kredietnota. Nou 001 en dit is in jou DAJ 10. Nou, word daar skuld meer of minder? Onthou, die debiteerde afslagjoernaal is as sy goed op skuld gekoop het en sy stuur dit terug. So met ander woorde, die skuld word minder. Ons los, as ons die debiteerde grootboek doen, los ons koste van verkoopberekening uit. Ons werk net met ons verkope of die debiteerde afslagkolom. So, ons skuld word minder. So, ons gaan dit aan ons kredietkant skryf, want dit is waar skuld minder word, gaan jy sê R160. Nou gaan jy sê, 2100, omdat hy onder kredietkant is dit minus, so 2100 minus 160, gee vir jou R1940. Dan gaan ons nou dieselfde doen, dan gaan ons kyk vir die volgende een. So, die 15de is die volgende een. So, nou gaan ons hierso sê op die 15de, jou brondokument vir jou debiteerde joernaal is faktuur 002 DJ10. Onthou, in jou debiteerde joernaal word jou skuld meer, want dit is wanneer hulle weer op skuld koop. So nou gaan jy onder jou debietkant sê R3600 en nou gaan jy sê 1950 plus 3600 gee vir jou R5540. Nou kyk ons vir die volgende een, dit is op die 21ste. Okay. Dit is daai R3900, so op die 21ste faktuur 004, dit is nog steeds in jou debiteerde joernaal, DJ10, sy het nou weer R3900 se skuld gekoop. So, nou gaan jy sê 5540 plus 3900 gee vir jou R9440. Dan kyk ons, laas een is die 22ste, dit is toe sy betaling van R2000 gemaak het, so, 22ste, onthou, in die KOJ as hulle rekeninge betaal, sê ons dit is kwitansie, en die nommer is 004, KOJ 10, sy betaal haar skuld, so haar skuld word minder, so dit gaan onder jou kredietkant, en dan gaan jy sê 9440 minus 2000, geef jou R7440. So dan is ons klaar nou met e-jaaropsin. Nou kyk ons vir D-Malansin, so ek gaan nou weer 'n ander highlighter vat, en kyk waar het hy oralste. So hy daar, hier is op die 4de, en hier is op die 24ste. Kijk, so, nou kyk jy, dit is die 19de, die 4de en die 24ste, so 4de kom natuurlijk eerste, so ons gaan die 4de sin eerste skryf, so, dit is in jou debiteerde joernaal, so, jou besonderhede is faktuur 001, dis in jou debiteerde joernaal, jou 10de een, onthou, is in die debiteerde joernaal, sy skuld word meer, so, jy gaan aan jou debietkant sê R1800, kan weer vir jou plus en minus, net om vir jouself te help,
Dan gaan jy sê 3000 plus 1800 is 4800 rand. Nou moet ons kyk weer, die volgende een is op die 19de. Onthou in die KOE betaal hy sy skuld, so sy skuld word minder. So jy gaan sê hier so 19de, kwitansie, en dit is 003, KOE 10, en dit is 3400, onthou sy skuld word minder, want hy betaal sy rekening af. So dan gaan jy sê 4800 minus 3400 gee vir jou 1400 rand. Nou die laaste een is op die 24ste en is jou debiteerde afslagsjoernaal. So hy het gevra vir korting of hy het produkte teruggestuur. So sy skuld word minder. Dit is kredietnota. (002) DAJ 10 en onthou sy skuld word minder want hy stuur die produkte terug, so dis onder die kredietkant. Nou gaan jy sê 1400 minus 9000 is met ander woorde 500 rand. Ok, so nou is die laaste een, ons laaste debiteer wat ons moet doen is Pieter Smit. So, daar sien ons is Pieter Smit en hier so. En dis al waar hy betrokke is. So, jy gaan nou eers hierso sê, ok, so dit is die 4de in die KOE, die 6de, sorry, en die 20ste. So natuurlik kom die 6de sin eerste. So hy het sy skuld betaal. So op die 6de gaan ons sê kwitansie 001. Dit is in die KOE 10 en hy het 2200 op skuld gekoop. So, nou gaan jy sê 2200 minus 2200 gee ons vir jou 0. So hy het sy volle rekening betaal. Maar toe het hy weer op die 20ste het hy weer op skuld gekoop. So in jou debiteerde joernaal is dit faktuur 003. Dit is in jou DJ10, so sy skuld word meer. Toe koop hy weer 2700 rand se skuld. So dit 0 plus 2700 gee vir 2700. Ons doen juist dit die debiteerde grootboek om elke dag op datum te bly van hoeveel skuld 'n debiteer eintlik. So, nou dat ons hierdie gedoen het, al wat jy net nou doen is, jy sit dit vir jou net, soos dat hulle vir 'n nuwe saldo, gaan jy net alles hier so. So jy debiteerde lys is basies net jou laaste saldo aan die einde van die maand, dat jy weet wie skuld wat. So debiteerde lys op, jy gaan nie sê onthou op, dit is nou die datum. So ons gaan sê Oktober 2025, so nou gaan jy elke debiteer se naam hier skryf, so dis weer E. Jacobs, B. Malan en B. Smit. Ons doen dit ook so om te kyk hoeveel op te saam skuld ons debiteer. Kijk, so, hierso, jou Jacob skuld 7440 rand. Dan skuld B. Malan 500 rand. En B. Smit skuld 2700 rand. So al wat jy net nou doen, nou tel jy al hierdie bedrae bymekaar en dan werk dit uit op 10.640 rand, wat die geld wat jy nog kan inkry.